treffende derde hoofstuk van Klaagliedere vanoggend. Klaagliedere hoofstuk 3, ons gaan so die eerste 33 verse daarvan lees. Ek gaan ons voor in gebed. Here onse God, hoe heerlik is dit nie, om op hierdie mooi somersondagoggend as die gemeente bymekaar te wees nie. Dankie dat ons kan sing vir die gawe van musiek, vir die gawe van die son wat skyn, vir die gawe van 'n pragtige nuwe dag wat U tot ons lewens toegevoeg het, vir die gawe van U woord in ons eie taal, en die Heilige Gees wat uitgestort is, sodat U binne in elkeen van ons teenwoordig is. En op 'n besondere manier hier, waar 2 en 3 en 100 in U naam bymekaar is. Ons bid dat ons vanoggend U stem sal hoor. Dat ons sal hoor en inneem. En van daaruit gaan lewe. Amen. Ek is die man wat ellende belewe het. Die Here het my met sy toorn geslaan. Hy het my die donker in gejaag, my laat loop op 'n pad sonder lig. Vir my stoot hy gedurig weg, dag na dag. Hy het my hele liggaam laat wegteer, my bene gebreek. Hy het my toegebou met 'n muur van gif en ontbering rondom my. Hy maak die donker my tuiste, ek is soos die wat lankal dood is. Hy het 'n muur om my gebou, ek kan nie uitkom nie. Hy het vir my swaar bronskettinge aangesit, al roep ek en al smeek ek om hulp. Hy weier om my gebed te verhoor. Hy het my pad met klip toegebou, vir my geen uitkomplek gelaat nie. Hy is soos 'n beer wat my inwag, soos 'n leeu wat my voorlê. Hy het my eenkant toe gekeer en verskeur, my vermink laat lê. Hy het sy boog gespan en vir my 'n teiken vir sy pyle gemaak. Hy het sy pyle diep in my liggaam ingeskiet. Ek word uitgelag deur my hele volk. Hulle sing heeldag spotliedjies oor my. Hy het my bitter dinge laat sluk, die lewe vir my gaalbitter gemaak. Hy het my gruisklip laat kou, my in die grond getrap. Hy het alle rus van my weggeneem en ek het al vergeet van my voorspoed. Ek het gedink, dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. Maar dit sal ek ter harte neem, en om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dis elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe. Daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dis goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Dis goed vir 'n mens om sy las in sy jeug te dra. Laat hy in sy eensaamheid geduldig bly. As God hom die las opgelê het, laat hy hom diep verootmoedig. Miskien is daar hoop. Laat hy sy wang draai vir wie hom slaan. Laat hy maar oorvloedig smaak ondervind. Die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie. As sy beproewing oor 'n mens gebring het, ontferm hy hom weer, want sy liefde is groot. Dit is teen sy sin, dat hy mense in ellende en in beproewing bring. Gemeente, ons teksvers, naamlik die Here is goed vir wie op hom hoop, is 'n stelling. Dis 'n feit. En meer nog, dis 'n Bybelse stelling. En 'n Bybelse stelling is te gelykertyd altyd ook 'n belofte. 'n goddelike belofte. 'n belofte wat jy
jouself kan toeëien of ignoreer as jy so verkies. Maar kom ons stel vanoggend se tema God se beloftes so effens weier. En kom ons vra vir onsself die vraag, wat doen ek met God se beloftes? Dit sou nog 'n interessante oefening wees as ons vanoggend sou kon sit en 'n lang lys gaan maak van al God se beloftes. Dit gaan ons net geweldig lank neem om dit te doen en om dan langs elke belofte van God neer te skryf wat ek daarmee doen. Neem ek regtig kennis daarvan? Inkorporeer ek dit in my lewe? Beloftes soos wie glo sal lewe. Want dan vra jy iemand, gaan jy hemel toe as jy doodgaan? Dan, ja, ek hoop so, dink so, wie glo sal lewe, is nie toegeëien nie. Wie die seun het, het die lewe. Moet julle nie oor die dag van môre bekommer nie. Niemand sal julle uit my hand ruk nie. Om er 'n paar sulke voorbeelde te noem. En ek dink as 'n ou na jou eie persoonlike lewe kyk, jou elke dag lewe as ons hier uitstap, en jy sou so vergelyking maak tussen God se beloftes en dit wat ek daarmee doen, gaan jy dalk 'n bietjie geskok staan. Want die vraag bly brand. Wat maak ek met God se beloftes? Kom ons stel die vraag eenvoudiger. Kom ons veronderstel broer Louis kom vandag na my toe en sê, wie jy? Ek het met die kerkraad gepraat en gesê, ons gaan vir jou, kerkraad luister mooi, 'n vakansiebonusie van so R100,000 betaal. Louis het my kom sien, hy het my gesê, hy gaan dit vir julle sê. Oom Fanie lyk geskok, en lyk of hy gaan 'n toeval kry. En die dag wat ek ry, kom nader en nader en nader, en daar kom geen boodskap van FNB wat sê, die geld is in my rekening inbetaal. Wat gaan ek doen? Ek gaan Irene se lyn vuurwarm bel. En sê, Irene, onthou jy die belofte dat julle my R100,000 vakansiebonus gaan betaal? Wanneer gaan julle dit betaal? En ek sal bly bel en bly bel en bly bel, totdat dit inbetaal is uiteindelik. Want 'n belofte is 'n belofte. En die belofte is gegee, en ek kan reageer op die belofte. En dan blaai mense deur die Bybel, broers en susters, en ons hemelse Vader gee vir ons belofte op belofte op belofte op belofte. Die een check na die ander word beloof. En ons hoor preek op preek oor sy ryk beloftes. En ons knik ons koppe en ons sê, dis daarom wonderlik dat God vir ons hierdie beloftes gee, en ons bly leef brandarm. Want ek herinner God nooit aan sy beloftes nie. Daar die hele kleuterskool wat daar bo sit, en hulle ouers. Hannes, as jy nou vir jou kinders sê, as hulle sê, kan ons 'n video gaan uitneem en jy sê ja. Hulle sal aan jou bly torring en torring tot jy in jou kar klim en ry en die video gaan haal. Want dis hoe dit werk. Doen ons dit? Sê ek ooit, kyk Here, hier is ek, u kind. En die beloftes wat u gemaak het, is dus ook vir my. Ek is u kind. Ek eis daarom in eerbied u beloftes op grond van my kindskap. Dalk, ekskuus Here, dit kan dalk voorbarig klink,
Maar u weet ek is by breekpunt. Daarom asseblief, maak u beloftes waar in my lewe en baie, baie dankie daarvoor. Natuurlik is die vervulling van God se beloftes nie onvoorwaardelik nie. En kan ons wat so gewoond is aan die waarborg se fynskrif en die versekeraar se fynskrif, wil dan half dadelik sê, nou ja, hier kom dit, want dit kan nie so eenvoudig wees nie, daar is die fynskrif, daar is die onmoontlike eise dalk wat God stel, voor hy sy beloftes vir my waarmaak. Dikwels vir die uitgesoektes, vir die heiliges. En as jy so voel en dink, dan is jy verkeerd. Want God vra nie na jou CV nie. Hy vra nie na jou getuigskrif nie. Hy sê nie kom verskyn voor my voor ek my beloftes vir jou waarmaak nie. Hy vra nie na jou sondes van gister en net nou nie. Want anders gaan nie een van ons, dit weet ons, dit maak nie. Hy vra na jou gesindheid. Na my bereidheid om die pad van geloof voluit te loop. Voluit in die opsig van, is ek bereid om op my vorentoe pad deur die lewe te vra en te soek na die wil van God in en onder alle omstandighede. Want as 'n mens God se kind is, dan is dit mos 'n voorreg om te lewe soos hy vra. Dan wil ek mos graag lewe soos hy vra. As ek bereid is om vir 'n slag rustig te raak en eerlik, indringend eerlik, en ek kyk, as dit weer 'n slag met my gebeur na my knellende omstandighede, dat ek dalk vir myself vra, het dit nie dalk iets te doen met verkeerde keuses wat ek gemaak het? Het die ellende wat ek beleef nie dalk te doen met sonde nie? En daarmee sê ek glad nie, soos Job se vriende, dat wat met Job gebeur het, is 'n gevolg van sy sonde nie. Natuurlik nie. Maar ek dink baie keer, broers en susters, het dit dalk iets daarmee te doen. Iets wat bedoel moet word, dat die sondes van die vaders word besoek aan die kinders. Ek word nie gestraf daarvoor nie, maar ek ly onder die konsekwensies van my eie droogmakerry. Suid-Afrika beleef 'n baie knellende droogte, en ons het daaroor gepraat met die biddag ook, en broers en susters, baie plekke in die Bybel gebruik die Here droogtes om met ons te praat. En as 'n mens kyk na die gebrek aan moraliteit in Suid-Afrika, die gebrek aan integriteit, as 'n mens dink aan hoe kerklos ons eie mense geword het, dan dink ek, voordat ons na weespatrone kyk, moet ons dalk 'n bietjie vir onsself vra, praat die Here nie dalk met ons? Die wêreld is gaande oor wat in Parys gebeur het, ek het dit al gesê. Maar vanoggend is daar 'n dominee wat in Frankryk predikant is, ek dink is Corneille of so iemand, in elk geval, hy is al 20 jaar predikant. En sy eerste woorde op die onderhoud, Frankryk is 'n sekulêre land. Dit beteken, Frankryk wil met God en gebod niks te doen hê. Pluk hulle dalk die vrugte daarvan. En nou skryf ek dit nie daaraan toe nie, ek sê net vir myself, is dit nie dalk so nie? Wat ek wel wil sê is dat as ons eerlik oor ons elkeen se lewe gaan nadink,
dan dink ek moet ons in baie omstandighede sê, ek vra nie altyd eerlik na God se wil nie. En as God se wil vir my bietjie averegs is, dan gaan ek maar aan. Want ek kan mos om vergifnis vra daarna. Daarom wat die digter in Klaagliedere 'n paar verse later sê, wat kla 'n mens oor sy lewe? Hy moet liewer sy sonde oorwin. En dan sê hy, laat ons doen en late deeglik ondersoek en ons tot die Here bekeer. Vers 39 en 40 van Klaagliedere 3. Laat ons doen en late deeglik ondersoek en ons tot die Here bekeer. Ek dink die probleem is, broers en susters, dat ons gerieflik, gemaklik geraak het met die Nuwe Testamentse boodskap van genade. As ons van die kruis hoor, dan dink ons aan God se genade en liefde, en natuurlik is dit heeltemal reg so. Maar ook ons so maklik vergeet dat genade nie een rigting werk nie. Vanoggend, wees heilig, want ek is heilig. Want mense wat genade verstaan, broers en susters, wil daarop antwoord. Mense wat God se genade regtig verstaan, kan nie anders nie. Hulle kan nie anders as om met 'n lewe van dankbaarheid en gehoorsaamheid te antwoord nie. 'n Mens kan God se genade nie koop nie. Jy probeer ook nie om nadat jy dit ontvang het, daarvoor te vergoed nie. Al wat jy doen is jy jubel daaroor, jy juig daaroor, en dan nie met woorde en geleenthede waar dit jou pas nie, eerder hoofsaaklik met die manier waarop jy lewe. En dis presies wat Jeremia in ons teksvers bedoel met bekering en die vraag na die wil van God. Los die dinge wat jy weet wat verkeerd is. Kry klaar die maar daarmee, wat dit ook al mag wees. En neem 'n besluit om God se pad vir jou lewe te kies en gaan soek sy wil vir jou lewe. Mense is, en dis maar my opinie, met ander woorde, dis een van baie, verloor hoop vir die lewe omdat omstandighede vir hulle eenvoudig te veel raak. En op die Here te bly hoop in sulke omstandighede, daarvoor sien hulle ook nie kans nie. Dan dink ek, die Here ken my mos deur en deur, hy ken my omstandighede, en hy het nog niks daaraan gedoen nie, so sekerlik wil hy nie eintlik iets daaraan doen nie. Miskien wil hy hê dat dit met my sleg gaan. Of miskien is ek maar net eenvoudig gedoem om 'n ongeluksvoël te wees. Dit is nou maar my lot. Dis egter nie so. Dink vir 'n oomblik aan jou droommotor. As iemand nou vir jou 'n redelike onbeperkte cheque gee en sê, gaan koop hom. En jy koop die droommotor. En dan, ewe skielik op 'n dag, begin die duur nuwe motor sluk en stotter. Sal jy hom vir 'n appel en 'n ei gaan verkoop? Omdat hy nie ordentlik loop nie? Of gaan jy die motor na 'n betroubare werktuigkundige toeneem om vas te stel of daar nie 'n dood-eenvoudige herstelbare fout is nie? Wat meestal met hierdie elektroniese wonders van ons nuwe karre die geval is. En dit word reggemaak en sien daar, hierdie ding wat nie kan ry nie, word 'n uitstekende motor. Nie een van ons sal so onnosel wees om 'n kar wat 'n bietjie sluk en stotter dood eenvoudig vir niks te gaan weggee. Jy sal kyk wat fout is en dit regmaak. Maar hoeveel keer is mense en onsself dalk nie met ons eie lewens so dom nie? Hulle weier om die fout te soek en te laat herstel. En gooi ewige dwee die handdoek in. Jeremia sê in hierdie gedeelte, gaan soek die fout en maak dit reg. Waar die fout of wat die fout ook al mag wees. Gaan sê vir die Here, so mooi in die Bybel staan, beproef my. Wys my Gees
of daar nie iets in my lewe is wat verwydering bring tussen u en my nie. Daai ding wat Luther van gepraat het, 'n nie God wat vir jou 'n God word, met ander woorde 'n afgod. Gaan soek die fout, maak dit reg en bly dan op die Here hoop. Want sy beloftes is ook vir jou. En kan ook waar word in jou lewe. Die teksvers sê, die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat vra na sy wil. As ek werklik na sy wil vir my lewe vra, dan sal die Here my onderneem. Miskien moet ons dit 'n slag probeer. Amen. Here onse God, ons sal daarlank besig bly as ons die beloftes wat u in die woord maak sou moes opnoem. Maar ons wil vanoggend Heilige Gees vra dat u telkens die soeklig van die woord op ons lewens sal laat skyn. En dat ons lewens na die werktuigkundige van die lewe, Jesus Christus, sal neem, sodat wat fout is herstel kan word. Dat ons nie 'n 8-silinder engine is wat op 3 loop en sukkel en stotter nie. Maar dat ons voluit en met al ons krag kan lewe vir u, ons God, uit dankbaarheid vir u genade. Help elkeen van ons daarmee om Jesus ontwil. Amen.